en te verootmoedig en te bekeer. En ons bid U om U genade, Vader, dat dit inderdaad sal geniet. Hemelse Vader, ons dit in diepe afhanklikheid ook, dat U vir hom wat U geroep het, en vir wie U dit beskik het om vandag hier die woord te voer, dat die woord in die wysheid vir ons sal lei, dat dit die woorde sal wees, dat dit nie mensgemaakte wysheid sal wees nie, maar die woord alleen. Ons bid dat U ons harte sal open, Vader, en dat ons met ons harte en ons verstand sal luister, en sal inneem, tot eer van U naam. Ons vra dit in Christus se naam en die vergewing van ons sondes. Amen. Broeders en susters, volksgenote, die skriflesing vir vandag is uit die Ou Testament, uit die boek Jeremia, die 7de hoofstuk. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Jeremia, hoofstuk 7. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Staan in die poort van die huis van die Here en roep hierdie woord daaruit en sê: hoor die woord van die Here, o hele Juda, wat deur hierdie poorte ingaan om die Here te aanbid. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel: maak julle weë en julle handelinge goed, dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. Vertrou nie op bedrieglike woorde nie wat sê, die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. Maar as julle julle weë en julle handelinge waarlik goed maak, as julle waarlik reg doen onder mekaar, vreemdelinge en weduwees nie verdruk nie, en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet nie, en agter ander gode nie aanloop tot julle eie skade nie, dan sal ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat ek aan julle vaders gegee het, van eeu tot eeu. Kyk, julle vertrou op bedrieglike woorde wat nie baat nie. Sal julle steel, doodslaan en oorspel bedrywe, en vals sweer en verbaal of verrook laat opgaan, en agter ander gode aanloop wat julle nie ken nie. En dan kom staan voor my aansig in hierdie huis, waaroor my naam uitgeroep is, en sê, ons is verlos. Om hierdie gruwels te doen? Is hierdie huis, waaroor my naam uitgeroep is, 'n spelonk van moordenaars in julle oë? Ook ek, kyk, ek het dit gesien, spreek die Here. Want, gaan tog na my plek, wat in Silo was, waar ek my naam vroeër laat woon het, en kyk wat ek daaraan gedoen het, weens die boosheid van my volk Israel. Omdat julle dan nou al hierdie dinge gedoen het, spreek die Here, en ek met julle gespreek het vroeg en laat, maar julle nie geluister het nie, en ek julle geroep het, maar julle nie geantwoord het nie. Daarom sal ek aan die huis waaroor my naam uitgeroep is, waar julle op vertrou, en aan die plek wat ek aan julle en julle vaders gegee het, doen soos ek aan Silo gedoen het. En ek sal julle van my aansig wegwerp, soos ek julle broers, die hele geslag van Efraim wegwerp.
het. En jy, bid nie vir hierdie volk nie. En hef vir hulle geen smeking of gebed op nie. En dring by my nie aan nie, want ek sal na jou nie luister. Sien jy nie wat hulle in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem doen nie? Die kinders maak hout by mekaar en die vaders steek die vuur aan en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin en vir ander gode dankoffers uit te giet om my te terg. Terg hulle my? Spreek die Here. Doen hulle dit nie aan hulle self tot beskaming van hulle aangesig nie? Daarom so sê die Here, Here, kyk my toorn en my grimmigheid sal uitgestort word oor hierdie plek, oor die mense en oor die diere en oor die bome van die veld en oor die vrugte van die land, en dit sal brand en nie uitgeblus word nie. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis. Want ek het met julle vaders op die dag dat ek hulle uit Egipte land uitgelei het, nie gespreek en aan hulle geen bevel gegee in verband met brandoffers of slagoffers nie. Maar hierdie saak het ek hulle beveel, naamlik luister na my stem, dan sal ek vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. En wandel nie in die weg wat ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee, maar gewandel in die verharding van hulle bose harte beraadslag het. En hulle het agteruit gegaan, nie vooruit nie. Want die dag af dat julle vaders uit Egipte uitgetrek het, tot vandag toe, het ek na julle al my knegte, die profete gestuur, daagliks, vroeg en laat. Maar hulle het na my nie geluister en geen gehoor gegee nie. Maar hulle nek verhard. Hulle het dit erger gemaak as hulle vaders. Ook moet jy al hierdie woorde aan hulle meedeel. Maar hulle sal na jou nie luister nie. En jy moet na hulle roep, maar hulle sal jou nie antwoord nie. Sê dan vir hulle, dit is die nasie wat na die stem van die Here hulle God nie geluister het nie, en die tugtiging nie aangeneem het nie. Die opregtheid het verdwyn en is uitgeroei in hulle mond. Skeer julle mooi hare af, o Jerusalem, en gooi dit weg, en hef op die kaal heuwels 'n klaaglied aan, want die Here het die geslag van sy grimmigheid verwerp en verstoot. Want die kinders van Juda het gedoen wat verkeerd is in die oë, spreek die Here. Hulle het hulle verfoeisels gesit in die huis waaroor my naam uitgeroep is, en dit verontreinig. En hulle het die hoogtes van Tofet gebou, wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand. Iets wat ek hulle nie beveel het en in my hart nie opgekom het. Daarom kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat nie meer gesê sal word Tofet in die dal van die seuns van Hinnom nie, maar Moordal. En hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees nie. En die lyke van hierdie volk sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle skrik maak. En ek sal by die stede van Juda en die strate van Jerusalem laat ophou die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom, die stem van die bruid, want die land sal 'n puinhoop word. Tot sover ons skriflesing. Sal elkeen met die woord van God hoor en dit in sy hart bewaar. Broeders en susters, gemeente van
Here Jesus Christus. Ek wil 2 verse aan die voorhou as teksverse. Vers 3 en vers 4. Vers 3 sê, so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, maak julle weer julle handelinge goed, dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. In vers 4, vertrou nie op bedrieglike woorde nie wat sê, die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. Ek wil ook graag 'n tema hier aan koppel, broers en susters, en dit is kort en kragtig. Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom doen ons wat ons doen? Broers en susters, wat bepaal 'n mens se optrede binne 'n bepaalde situasie? Kom sê dit anders, terwyl ons 'n bietjie groter duidelik is. Hoekom tree u en ek op 'n sekere manier op in ons lewens of in sekere gebeure? Ek sê dit nog anders. Hoekom doen ons iets op 'n sekere manier? Daar is in elke ding wat ek aanpak of doen, is daar 'n doel. Al is dit nie hardop gesê nie, en al is dit nie in my gedagtes opgekom nie. Natuurlik kan daar ook meer as een doel wees, maar as ek diep genoeg grawe, kom ek by die eerste, die diepste, die belangrikste doel, die diepste begeerte wat daar in my hart is uit. Hier heel onder in my hart, kan net een van 2 redes wees. Motiverings of begeertes wat ons daar kry. Daar is nie nog 'n moontlikheid. As u die skrif van God as absoluut sien, dan is daar nie nog 'n moontlikheid. Dit sal altyd een van die volgende 2 verskillende redes wees. Ek wil voordeel vir myself daaruit kry. En hierdie vir myself kan soms vir meer as een of vir 'n groep mense wees. Maar daar sal altyd 'n element in wees van persoonlike voordeel. En die tweede moontlikheid is, watter eer kan aan God toekom wanneer ek dit of dat doen? Daar is nie nog moontlikhede. As 'n volk dus ter sprake kom, hang dit af van die meerderheid individue hoe die volk gaan optree. Ons optrede, broers en susters, word altyd bepaal deur waarvoor ons die liefste is of watter begeerte in ons hart die grootste is. Aangesien alle mense, geen uitsondering nie, Psalm 14, Psalm 53, Romeine 3, geen uitsondering nie, in sonde ontvang en gebore word, en dit veroorsaak dat ek God en my naaste haat, sal my diepste, natuurlikste motivering of begeerte altyd wees om myself te bevoordeel. Romeine 8 vers 7. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook. Ek kan letterlik niks anders nie. Ek gaan vir myself die beste, die mooiste, die lekkerste, die vinnigste, die mees voordelige kies. Behalwe as in Ou Testamentiese taal die hart van klip uit my uitgehaal en ek 'n hart van vlees gegee is, soos Jesegiel dit stel. Behalwe as in Nuwe Testamentiese taal 'n wedergeboorte, ek 'n wedergeboorte ondergaan. Daarmee gee God aan sy uitverkorenes die moontlikheid om vir hom lief te wees en vir die mense om my lief te wees. Nou, vir die eerste keer is ek in staat om ten koste van myself, sonder dat daar enige voordeel vir myself is, iets goeds vir iemand anders te doen. Wil ons onsself beoordeel of hierdie hartoperasie reeds in ons plaasgevind het? Hierdie wedergeboorte? Galasiërs 5
die vlees of die vrugte van die gees sal die toets wees. Ons teksvers: vertrou nie op bedrieglike woorde nie wat sê die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit nie. Anders gesê, in wie se belang met watter een van bogenoemde twee moontlikhede van die begeertes het die volk van Juda opgetree en wat God vir ons hier deur Jeremia laat opteken. Wie se belang is hier ter sprake? Die mense of God se? En die antwoord hiervan lê die verstaan van Jeremia 7 en die verstaan van ons as volk se handelinge wat dit nodig gemaak het dat ons vandag hier saam is om 'n verootmoedigingsdag te hê. Met 'n paar inleidende gedagtes oor die boek Jeremia. Hiersonder is dit uiters moeilik, byna onmoontlik om te verstaan wat hy vir ons wil sê. Hy is 'n profeet van God tydens die laaste jare van voor Jerusalem se val en die tempel se verwoesting. Hy was geroep om Juda te waarsku teen die gevolge van hulle lewenswyse. Hulle het die verbond met God op vele wyse verbreek, maar in die besonder deur hulle afgodsdiens. Hy voorspel vir hulle in die eerste 24 hoofstukke dat hulle in ballingskap weggevoer gaan word as hulle nie bekeer nie. Hy dui selfs aan waarheen hulle sal gaan en dat dit na Babel sal wees wat hulle weggevoer word. Uiteindelik word sy profesie nog in sy eie lewe waar en moet hierdie profeet saam met sy volk ly aan die ongeregtigheid en die oordeel van God oor hulle lewens. In hoofstuk 7 het ons 'n samentrekking van hierdie gedagtes en daar word wyd na hierdie hoofstuk verwys as die sogenaamde tempelpreek. Hulle kom ewe vroom om hulle God in die tempel te kom aanbid, maar buite die tempel aanbid hulle ander gode. My broer en suster in die geloof, my volksgenoot, doen twee goed deurgaans deur die loop van die preek. In die eerste plek hoor die sondes van Juda, maar in die tweede plek dink of nie presies dit ook by ons waar is. Ons is nie Juda of Israel nie, maar ons aanbid dieselfde God. As ons dus vir heeltemal ander redes 'n volk van God is, hoekom sal God met ons anders handel as wat hy met hulle handel? Jeremia maak dat dit word uiters ongewilde uitspraak maak, waar hy sê dat Jahwe die volk gaan wegvoer en gaan oordeel. Hy, Jahwe, gaan sy eie tempel verwoes om 'n einde te bring aan die valsheid van hierdie volk. Hy gaan die volk weglei deur 'n magtige volk en 'n weermag uit die noorde, naamlik Babel. In vers 2 lees ons: hoor die woorde van die Here, o hele Juda, wat deur hierdie poorte ingaan om die Here te aanbid. O hele Juda, van buite die indruk 'n geloofsvolk, 'n godshuishouding, 'n volk wat die reëls van hulle geloof nakom minstens uiters. Hulle kom gereeld na die tempel en beroem hulle op die tempel. Vir God is die valsheid egter duidelik. In die volgende verse maak hy dit vir ons duidelik. Maak julle weë en julle handelinge goed. God word nie gebluf deur kerk toe kom nie. Al kom die hele volk. Dit word duidelik uit sy opdrag. Maak julle weë en julle handelinge goed. Dit is met ander woorde nie reg nie. Hoekom? Want God wat die hart in die harte kan sien, God wat daaronder in daar die heel diepste begeerte van die hart kan sien,
sien dat dit nie oor hom gaan nie, maar oor hulle self. Dat hulle voorgee dat dit oor hom gaan, maar in wese gaan dit oor hulle self. Hulle is die belangrikste in hierdie rolverdeling. Hoor, hoe onmeetbaar is die genade van God. Selfs in hulle valsheid beloof hy dat hy steeds hulle land vir hulle sal gee as hulle net regmaak. As hulle net berou kry en weer aan hom die eer gee, nie aan hulle self en die voordeel aan hulle self. Dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. As julle nie julle handelinge goed maak nie, kom daar gevolge, sê dieselfde genade van God. Maar as julle dit wel doen, laat hy hulle rustig in daardie land doen. Verse 5 tot 9 hoor ons van die verbreking van die verbond en die ongehoorsaamheid aan God waarvan ons in die inleiding geleer het. Vreemdelinge, weduwees en wees wat verdruk word, onskuldige bloed wat vergiet word en agter ander gode aanloop tot hulle eie skade. Julle steel, julle slaan dood, julle bedryf oorspel, julle sweer vals, laat vir die Baals offerrook opgaan, loop agter ander gode aan wat julle nie ken. Duidelik, broeders en susters, is hierdie volk besig om na twee kante toe te vry. Albei kante gaan oor hulle eie belang. Kom die reëls na op die Sabbat om na die Sabbatdag toe te gaan, sodat ons toch net kan aanspraak maak daarop dat ons God se volk is en nie ons redding misloop. Die eweneens nie bereid is om die voordeel van die wêreld, wat die wêreld vir hulle inbring, prys te gee. Wat 'n verstommende ooreenkoms met ons eie volksvolk. In die laaste 20 jaar het daar talle Afrikaanse boeke verskyn wat so ver as 50 en 60 jaar teruggaan in die geskiedenis. Dit gaan terug na tye toe ons graag vir die wêreld wou laat glo dat ons 'n Christen volk is. As hierdie boeke waar is, wat waarskynlik die geval is, want as dit nie die geval is nie, sou ons na alle waarskynlikheid 'n paar klagtes van naamskending gehad. Boeke wat vertel van groot stukke geskiedenis vanuit ons volk, wat presies dit wat ons hier in Jeremia lees oor die volk van Juda ook van ons is. Verdrukking van vreemdelinge, weduwees en wees, dat onskuldige bloed wat vergiet word, ja selfs aanduidings dat leiers vermoor is deur mede-volksgenote omdat daar verskil is. Verskil is in daardie diepste, onderste begeerte van die hart, die een wil links en die ander wil regs. Dat agter ander gode aangeloop is en steeds geloop word. Heel voor in die wedloop van die afgode is die eie ek afgod. Hierdie afgod het in ons laaste twee geslagte, veral broers en susters, kerke in so 'n mate verlei en verskeer, dat van buite dit nog soos kerk lyk, dat hulle steeds hulle self kerk noem, maar nie meer volgens die opgetekende kenmerke van kerk, wat in die Bybel genoem word, meer kerk kan wees nie. Hoe ook ons eie politieke leiers gesteel het, oor hulle self bevoordeel. Hoe oorspel bedryf is en word, van die 8ste gebod verongeluk word, van huise in die boonste samelewingsorde tot op die laagste samelewingsorde. Sweer vals. Luister hoe die 3de gebod misbruik word, ydelik gebruik word deur mense en sangers, wat die woord sweer as 'n stopwoord gebruik, en liedere waarvan die lirieke aanhoudend sweer. Terwyl God baie duidelik is oor die feit dat hy oor niks so jaloers is as oor die gebruik van sy naam.
God sonder 'n woord geword. Hoeveel mense skakel jou terug wanneer hy beloof het dat hy dit gaan doen, en hoeveel skakel u en ek terug nadat ons sodanige belofte gemaak het. Dan praat ons nie van die uitsondering waar verskoning en vergifnis voorgevra word nie, maar van die reël. En het ons vergeet dat dit die een gebod is waarvan die Here sê, jy sal nie ongestraf bly. Sou dit alleen, my broer en suster, nie al genoeg rede wees vir wat u en ek vandag beleef in hierdie prachtland van ons nie? Laat vir die Baals offerrook opgaan. Kinders word in die staatse skole van al die afgode en hulle rituele geleer. Dankie tog dat daar gelowige onderwysers is wat probeer om te hamer en te timmer aan dit. Kinders wat moet leer om 'n reendans vir die voorvaders te doen. Hoeveel verloning van Christus is dit nie? Dan laat kerkrade hulle klakkeloos toe om aan die nagmaaltafel te sit en voor die doopvont te staan. Dan kom die Liewe Vader met vers 10. En dan kom staan voor my aangesig in hierdie huis, waaroor my naam uitgeroep is en sê, ons is vir ons. Is dit vir ons duidelik, broers en susters, oor hoekom Juda, maar ook ons hierdie sondes, hierdie gruweldade doen, oor wie het dit vir hulle en oor wie dit vir ons gegaan, die dade waaroor ons vandag hier is, waaroor ons kom verootmoedig. Duidelik nie oor die belang van God nie, oor sy eer nie, maar ons sin. Jy sien, omdat hulle soos die teksvers reken dat hulle as te ware God tevrede gestel het, hulle behoort mos aan God. Hy sal hulle nie weggooi nie, die tempel is minstens by hulle. In ons taal vandag is ons mos lidmate ergens van 'n kerk en skryf gereeld op sosiale media hoe groot God is. Moet net nie na ons gehoorsaam. Hieruit word hulle en ons eintlike motiewe baie mooi duidelik. Hulle en ons doen al hierdie gruwels omdat daar persoonlike voordeel in is, en dan skielik onthou ons dat iemand wat buite Christus is hel toe gaan, en dan sê ons gou weer ons is Christen. Hulle sê hulle in die tempel. Ons probeer steeds die wêreld oortuig dat ons 'n Christenvolk is. Ja, ons is Christene, terwyl daar Turksvye aan ons perskeboom hang. Hoekom? Want ons wil aan die een kant nie verlore gaan nie. Daarom bely ons steeds en dadelik dat ons Christen is. Maar aan die ander kant, daarom ook nie die voordeel van hierdie wêreld wat dit ons bied, wil verloor. Die verse is dit duidelik dat God dit as blaatante arrogansie sien. So asof die Vader wil sê, kan jy glo, hulle dink hulle is vir ons. In vers 11 stel hy dit duidelik dat God alles sien. Daar is nie 'n deur wat dig genoeg sluit om hom uit te sluit. Daar is geen donkerte of diepte waarin hy nie volkome kan sien. Ook in die diepste, onderste kamers van ons hart, daar waar die begeertes gebore word, sien hy en hy lees dit. Vers 13, leer ons hoe God sê dat hulle gewaarsku is, maar nie wou luister nie. En dan volg die gevolge van hulle ongehoorsaamheid daarna. Daarom sal hy die huis waaroor sy naam uitgeroep is, met ander woorde die tempel, self verwoes. Daarmee verklaar Jahwe baie duidelik dat hulle 'n vals godsdienst en 'n geloof aanhang. Hy wys hulle duidelik dat die tempel as sodanig geen redding kan bring nie. Vir hom is dit net 'n veeg van sy hand en hy is plat gevee. Hy sê hy gaan hulle aansig
verwerp soos hy Efraim aan Efraim gedoen het. Moontlik sal jy onthou dat in Openbaring 7 waar die stamme van Israel wat gered is genoem word, dan kort Efraim en Dan. Omdat hulle nie wou luister na die oordeling van ons Hemelse Vader en die waarskuwings nie. En daarom het hulle finaal gevat. Daarna, broers en susters, volg 4 verse wat aantoon hoe ver Juda reeds van God verwyder was. Verse, broers en susters, wat u en my onverdeelde aandag vra. Vers 15. En jy, dis nou Jeremia, bid nie vir hierdie volk nie, en hef vir hulle geen smeking of gebed op nie, by my nie, want ek sal na jou nie luister nie. Sien jy nie wat in die stede van Juda en in die strate van Jerusalem doen nie? Die kinders maak hout by mekaar en die vader steek vuur aan en die vrou het die deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin en vir ander gode, drankoffers uit te giet om my te terg. Denk hulle my, spreek die Here, doen hulle dit nie aan hulle self tot beskaming van hulle aangesig. Broers en susters, hoe ver is 'n mens of 'n volk van God verwyder, wanneer God nie eers meer wil luister na hulle gebed vir hulle, na die gebed vir hulle, deur sy gehoorsame diensknegt. Is ons al daar? Is dit al waar ons is, my broer en suster? Is dit nie ook wat by ons aan die gang is nie? Die geluksgodin deesdae met die name, die lotto-masjien en die dobbelmasjien en allerlei ander name op by die kerkbazaar. Hoe word dit nie deur ook beleidende gelowiges gebruik nie? Hoe word die eie ek God nie aanbid wanneer gelowige ouers 'n dogter het wat buiteegtelik swanger is en dan haar liewer sal aborsie laat kry eerder as om die skande en die skade van die eie ek te mag beleef. Dit kan nie wees nie, hoor ek die mense sê. Broeders en susters, hierdie gruweldade is nie meer uitsonderings nie, maar ongereeld in die beradingsspreekkamer na vore. Jeremia gee in die volgende verse nog redes vir God se toorn. In vers 20 sê hy, daarom so sê die Here, met ander woorde as ons dit direk vertel, my God Jahweh, kyk, my toorn en my grimmigheid sal uitgestort word oor hierdie plek, oor die mense en oor die diere en oor die bome van die veld en oor die vrugte van die land, en dit sal brand en nie uitgeblus word nie. Herken ons van hierdie strafgerigte in ons eie volk, in ons eie land op oomblik? Ons moet ook oplet dat God hulle offers afwis. God kan nie omgekoop word met pragtige en groot offers nie. Hy sê op 'n ander plek, baie plekke in die Psalms, Korintiërs, dat die aarde en die volheid daarvan aan hom behoort. So dit wat julle vir my offer is naam van my eie goed wat julle vir my bring. God beklemtoon aan hulle die feit dat hy uit Egipte nooit gesê het dat hulle vir hom moet offer nie, maar gehoorsaamheid is wat hy van hulle vra. Hierdie gehoorsaamheid word binne ons volksverband om die nek omgedraai met die volgende woorde: maar God het my daarom 'n gesonde verstand gegee. En hiermee gee ons aan onsself die toestemming om, as God sê ek moet links van die boom by die hekkie uitgaan, te besluit dat die regterpad dan beter is. Ek gaan ons nog by die hekkie uit. En so kan ek sê dat ek nog 'n Christen is, want ek is by die hekkie uit. Al het ek my eie kop gevolg, omdat daar vir my voordeel in is, om my eie kop te volg. Van toe af, my
broer en suster, tot nou toe is dit maklik, goedkoop, om aan God offers te bring, duur offers te bring, selfs offers wat ek nie kan bekostig nie, as om myself op die altaar te plaas. God kan nie beïndruk word met wat ek vir hom gee, of wat ek aan hom oorrond op die sosiale media skryf. Hy wil my gehoorsaamheid hê. En later weer terug na hierdie. In vers 27 sê God vir Jeremia iets wat waarskynlik elke profeet, elke Ou Testamentiese profeet en opregte prediker van die Nuwe Testament al ervaar het. Ook moet jy vir hulle hierdie woorde gaan meedeel, maar hulle sal na jou nie luister. Jy moet ook na hulle roep, maar hulle sal jou nie antwoord nie. My broer en my suster, dis 'n huilopdrag. Watter magteloosheid dit is om te weet, jy moet gaan praat, maar word vooruit vir jou gesê, jy sal doof word. Het ons vanoggend een? Gaan dit oor vandag se aksie? Waaroor gaan vandag se aksie? Gaan sê vir hulle, maar hulle sal na jou nie luister nie. En jy moet na hulle roep, maar hulle sal jou nie antwoord. Broers en susters, dan volg daar. Dan volg daar nog 'n saak wat Jeremia met groot nadruk stel. Net so min as wat God met offers beïndruk kan word, omgekoop kan word, word hy beïndruk of omgekoop met allerhande mooi of oulike dinge of emosioneel belaaide dinge wat ons self uitdink en in ons aanbiddingsplek aanbring. En hulle het die hoogtes van Tofet gebou, wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand. Tot hiertoe gaan dit oor die offers wat ons bring, wat aansluit by die vorige saak. Hierdie geweldige offer wat hulle eintlik nie kan bekostig nie. En dan volg die Here dit by deur Jeremia, iets wat ek hulle nie beveel het en in my hart nie opgekom het. Jy kom nie in jou aanbidding na my toe met goed wat jy self uitgedink het nie. Dit alles, my broer en suster, word in die naam van Jahweh gedoen. Nie in die naam van 'n ander God nie. In die naam van Jahweh. Hoor ons God se oordeel oor dit alles. Daarom kyk, daar kom daar spreek die Here dat nie meer gesê sal word Tofet in die dal van die seuns van Hinnom nie, maar Moorddal. En hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees nie. En die lyke van hierdie volk sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle afskeid. Het enige een van ons broeders en susters 'n idee hoe dit lyk as daar nie meer plek is om mense te begrawe nie, as daar nie meer mense is om ander te begrawe nie? Wil ons in 'n magspeletjie met God ingaan? Wil ons regtig nog redekabel en twyfel en redeneer die kant toe en daardie kant toe? Of wil ons doen wat die Here vir ons sê? Laat ons nooit die oordeel van God op wie hy buite die seën vind onderskat nie. Ons kan tog duidelik nie daarop aanspraak maak dat ons in Christus is, terwyl ons nie luister wat hy vir ons sê nie. Laat ons nooit die oordeel van God op wie hy buite sy seën vind onderskat. Broers en susters, uit dit alles is daar 3 groepe simptome
van die werklike saak. Die simptome wat die toorn van God oor sy volk laat ontbrand. Die eerste plek, die skynheiligheid wat ons sien. In die tweede plek, die offers wat hulle bring. In die derde plek, die indrukwekkende dinge wat hulle aanbring, wat God hulle nie beveel het om te doen. Iets wat ek julle nie beveel het en in my hart nie opgekom het. My broer en suster, ook hieraan loop ons en ons volkie mank. Die Nuwe Testament leer ons dat daar 'n enkele feesdag oor is in die Nuwe Testament. Die eerste dag van die week. Dit wat ons as Sondag ken. Ons sis egter ons gewetens as ons op al die mensgemaakte sogenaamde Christelike feesdae die kerke se banke vol sit, terwyl op die voorgeskrewe dag, die eerste dag van die week, ons in die winkel is, of op die sportveld is, of dalk voor die televisie is om te kyk na die wat wel op die sportveld is. Ook ons aanbiddingsplek moet verander word. Dit wat God voorskryf, of dit nou die erediens, die nagmaal of die doop is, daar moet weggevat word wat as na ons mening dit daarom te eenvoudig of te eentonig is. Die lys kan eindeloos aangevul. Ons sê dis simptome, broers en susters, van die werklikheid. Die werklikheid is, wat gaan hieronder in my hart? Waaruit word my dade gebore? My begeerte om God te eer of my begeerte om myself te vreet? Vertrou nie op bedrieglike woorde nie wat sê die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. In hoofstuk 9 vers 26 van Jeremia lees ons die slotwoorde van die hoofstuk wat aansluit by hierdie saak. Dan staan daar, maar die hele huis van Israel is onbesnede van hart. Met ander woorde, die beheersentrum van hulle lewens is nie van die wêreld af losgesny nie, maar steeds gebind aan die wêreld, aan die kliphart wat binne hulle is, waarmee hulle gebore is. Israel troos hulle self met die valse troos wat hulle die tempel het, en solank as hulle daarheen gaan op die Sabbat, kan hulle die boksie tik, dat hulle hulle kaartjie vir hulle redding betaal. God sê, hulle het 'n onbesnede. Ja, Juda en ons volg 'n godsdiens van, God het my mos 'n gesonde verstand gegee. 'n godsdiens waarin ek quasi-wetenskaplike argumente mag gebruik, waarin ek self mag besluit wat in die Heilige Skrif waar is en wat nie waar is. Wat ek moet volg en waar ek my eie kop kan volg. Broeders en susters, laat daar by u en my geen duidelikheid wees. Ek het nie 'n gesonde verstand. Ek het 'n verstand gekry wat deur sonde bevlek is na die sondeval. Een wat voortdurend my eie belang soek, een wat in die kern verrot is. Dis wie ek is. Ek sien my buite die genade van Christus. Wanneer ek in Christus weergebore is, kry ek 'n nuwe hart. 'n Hart wat beteken dat die sentrum van my lewe, van my denke verander. Met hierdie hart bedoel die woord die sentrum van waaruit my lewe gerig en gestuur word. Hierdie nuwe hart wil graag vir God bely soos hy self voorskryf. Dit is in hierdie weergeborenes 'n vreugde om af te sien van waarvan ek hou en te bly by wat God voorskryf, in nederigheid te bly by wat God voorskryf in sy woord. Kom my broer en my suster in die geloof, laat ons 'n eerlike evaluering doen van onsself, soos God deur Jeremia
van Juda gemaak. As ons onsself kon kyk deur die bril van Christus, wat sien ons? Wat is ons diepste begeerte? Al hierdie goed waarvan ons gepraat het, getuig van ons liefde vir onsself, nie van God. Broers en susters, deur al die bogenoemde en nog vele ander, het die kerk stil geword. Het die dissipline of die tug van die kerk stil geword en het die kerk langsamerhand begin toesien hoe met hierdie sonde en al lidmate aan die nagmaaltafel sit en voor die doop ontstaan. My broer en my suster in die geloof. My broer en my suster as lede van die geloof. Alles wat u en ek tot nou toe gepraat het, tref u en my as individue, maar ons moeilikheid is veel groter as wat ons tot nou toe na gekyk het. Alles wat tot hier gesê is, geld elke gelowige op die aarde. Geld ook vir volkere soos Dr. Jan en die span van Feva skriftuurlik aangedek. Maar in die week voorafgaande en op die dag van die 16de Desember 1838, toe hierdie boervolk totale uitwissing in die oë gestaar het, daar op die walle van die Wasbank-rivier, het hulle 'n gelofte afgelê waarin, volgens die oorspronklike gelofte, nie dit wat hier aangeteken is. Die oorspronklike gelofte wat Jan Bandjies in die laar opgeteken het, dat aan God 'n godshuishouding beloof is. Amen. Die tyd laat ons nie toe om dit hier te verduidelik en ook net is dit nie die tyd en die plek daarvoor. Ons moet dit egter aanvaar. Daar is baie navorsing oor die bedoeling van die oorspronklike gelofte en almal het by dieselfde gevolgtrekking uitgekom. Ons het vir God 'n godsvolk beloof. Al wat hiervan waar geword het, is die kerkie in Pietermaritzburg, wat op die meeste simbolies van die gelofte is. Dus, boonbehalwe die feit dat ons elke een as gelowiges voor Jeremia 7 staan, staan ons ook kollektief saam voor Jeremia 7. Wat 'n klaaglike aanklag teen ons, my broer en suster. Ons het ook soos hulle die verbond wat ons met God gemaak het, verbreek. Van goddelikheid is byna geen sprake in wat nog boervolk genoem kan word. Van huishouding nog minder. Oor die goddeloosheid het ons seker genoeg gesê. Oor die huishouding sê Christus self dat geen huishouding in homself verdeel kan bly en bly staan. Is ons verbaas oor ons ondergang? Het ons dan regtig gedink dat al sou ons al hierdie goed regmaak waarvan ons nou gepraat het en ons steeds verdeel bly, God ons sal red? Nadat ons vir hom 'n belofte gemaak het dat ons 'n huishouding sal wees wat by die implikasie het uit Christus se woorde dat hy nie verdeel mag wees nie. My broer en my suster in Christus en in die gelofte God. Hierdie verdeeldheid wat u en ek beleef in hierdie land, kom van God af. Gaan lees 'n slag asseblief 1 Konings 12, hoe God die eenheid van die 12 stammeryk verdeel het na Salomo se afgoderry. Ons gaan vandag gebuk onder dieselfde verdeeldheid, oor dieselfde redes as wat daar is. As ons vandag dus sê, ek gaan dit stadig sê, broers en susters, hier sal in hierdie volk nooit eenheid kom voor ons nie in Christus eenheid het nie, is dit 'n Bybels begronde afloop. Ons kan voortgaan met ons sieklike getwis en gesprekke oor geloof en die gevolge dra. Of ons kan in gehoorsaamheid doen wat God se doel met die volksplanting was
En soos hy in vers 3 sê, maak julle weë en julle handelinge goed, dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. Dit is nie eendrag wat mag gee nie, my broer en suster, maar eendrag in Christus wat mag gee. En die aard van hierdie eendrag is ook nie vir ons om oor te besluit met ons sogenaamde gesonde verstand wat ons nie het, maar om in gehoorsaamheid soos die van die engele aan God te probeer navolg. God stuur van Jan van Riebeeck nie om 'n verversingspos te stel. Ja, dis wat die wêreld doen. Maar God stuur van Jan van Riebeeck om die evangelie in die donker Afrika te kom indra. Hy kies Jan van Riebeeck omdat hy in Jan van Riebeeck reeds die geloof geplant het wat hy hier wil hê. God se skepingsdoel met hierdie land. Wanneer hy Andries Pretorius gekies het as leier van die geloof om die gelofte af te lê, het hy Andries Pretorius gekies omdat hy reeds in Andries Pretorius se gedagtes gelê het in die geloof wat hy hier in hierdie land wil sien. Spreuke 21 vers 1. Die koning se hart is in die hand van die Here soos 'n waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. Die geloof van Jan van Riebeeck, van die trekkers onder Andries Pretorius, was onmiskenbaar die gereformeerde geloof. Van hierdie gereformeerde geloof, my broer en suster, het daar baie min oorgebly in ons samelewing vandag. Selfs nie in die meerderheid van kerke wat hulle self as gereformeerd beskou. Die verstaan van die heilige woord is die inhoud wat God Jan van Riebeeck en Andries Pretorius gegee het. Omdat dit is wie hy hierdie volk lê. Die identiteit van hierdie volk. Dit is deur God. En hierdie leer is die mense, dit wil sê, omdat hierdie leer, God het hierdie gereformeerde leer laat plant en wil dit as die identiteit hiervan sien. Want hierdie leer is die suiwerste vorm van eer aan God. In hierdie leer is die mens in totaliteit gestroop van alle en enige aandeel. 'n geloof wat van A tot Z deur God bepaal en deur sy genade uitgevoer. Is ons ernstig, my broer en suster, oor volksverteenwoordiging? Is vandag se aksie 'n poging om onsself te red onder die voorwendsel dat ons berou het as individue en as volk? Die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. Gaan dit vir ons oor die eer en die woord? Is ons steeds besig met ons liefde vir onsself? Gaan dit oor die liefde vir ons? As dit 'n bedenklike selfsugpoging is, waardeur ons die almag van God soek, sodat ons eie bas gered wil hê, is dit 'n terg van God, soos hy vir Israel waarsku. Matteus 16 vers 25, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit. As dit werklik vir ons gaan oor die eer van God, selfs al sou dit beteken dat u en my lewe kos, sal ons in gehoorsaamheid ons bekeer, sodat die eer van God sy naam, die eer van God sy naam geëer kan. As ons dit doen, as dit ons hartsoortuiging is, as dit die diepste begeertes van ons hart is, dan kan ons vashou aan die belofte van God, dat hy ons sal. Matteus haal Christus aan waar hy sê, vers 33, hoofstuk 6 vers 33, maar soek eers my koninkryk, en die koninkryk van God en sy geregtigheid,
sal vir julle bring. Eers die koninkryk en al hierdie dinge sal bring. Gaan ons verootmoedig in 'n paar uiterlike dinge behels waaroor ons soos Jeremia en die van Juda uitroep, die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. Gaan ons van ons eie sinnigheid bekeer en nie net ons gedrag verander nie, maar ook ons harte om aan God alleen die eer te gee. Ek het 'n slotvraag. Is ons vandag hier omdat ons uitwissing vrees? Of verootmoedig ons onsself omdat ons van ons God deur die soenverdienste van ons Here Jesus Christus liefhet en daarom aan hom die eer bring? My broer en my suster Paulus, hoor die waarskuwings van die Woord. Daarom so sê die Here, kyk, my toorn en my grimmigheid sal uitgestort word oor hierdie plek, oor die mense en oor die diere en oor die bome van die veld en oor die vrugte van die land, en dit sal brand en dit sal nie uitgeblus word. Of vers 33. En die lyke van hierdie volk sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel, die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle skik. Die profeet Joël sê oor hierdie saak die volgende in hoofstuk 2 vers 30. En skeur julle harte, nie julle klere, nie die uiterlike, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is 'n genadige en barmhartige, lankmoedige God, en is groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onrein. Amen. Kom ons, broeders en susters, gebruik die geleentheid om saam ons sondeskuld voor die Here te bely met die sing van Psalm 38. Die eerste en die derde vers is op die blaadjie wat vir jy uitgedeel is. Straf tog nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek en nie breek nie op my sonde en sondeskuld. Niks is aan my sonder wond nie, niks gesond nie om die grimmigheid, o Heer. Om my ongeregtighede is geen vrede, in my beendere immer nie. Psalm 38, die eerste en die derde vers. Straf tog nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek nie, en nie breek nie op my sonde en sondeskuld. Niks is aan my sonder wonde, niks gesond nie om die grimmigheid, o Heer, om my ongeregtighede is geen vrede, in my beendere Heer. Onse Vader wat in die hemel is. Die woord sê vir ons in Hebreërs 4 vers 16 dat ons met vrymoedigheid na u genade toe kan. Wanneer ons vandag na onsself geluister het, Vader, in die prediking na ons eie dade geluister het, soos die van Juda, dan is ons baie huiwerig, Vader. Want as die grimmigheid en die toorn oor Juda so groot was, dat hy vir die knegt sê, moenie vir hulle bid nie, want ek sal nie na jou luister nie. Wat vir ons, Vader? Ons dank die Vader dat jy die seun
By sy sterwe bring ons die voorhangsel laat oopskeer het van bo na onder, sodat ons wel daardie vrymoedigheid kan hê. En ons kan U nie bluf nie, Vader. U kan in elkeen van ons harte lees, hier waar ons vandag staan, of waar ons saam in luister. U weet wat die waarheid is. Ons wil roep tot U, Vader, om ons genade gewees. En dat ons taak wat U ons gee, ons te bekeer van ons sondige lewenswyses en ons skynheiligheid, ons eie afgodsdiens, dat ons sal bekeer na die liefde van ons Here Jesus Christus. En ons Vader, ons bid in die diepe afhanklikheid, in ons diepe afhanklikheid, in U grootheid, dat U ons die wysheid sal gee en die wil om te vra. Die wysheid hoe en die wil om te vra. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, Vader, uit elke een van ons lewens, maar ook as saam, as 'n volkie wat aan U